Net so 'n oombliekie wag, het net gou die Facebook live link kan aanstuur. Reg gekom. Goed, dankie. Kom ons maak net ons oë saam toe, want Here, ons wil eers by U kom aanklop. Dit is nie vir ons lekker om vandag hier te wees en totsiens te sê vir Herman nie. Hy was so 'n integrale deel van ons elkeen se lewe en op 'n of ander manier het hy ons lewens aangeraak. Dankie daarvoor, dankie dat hy so 'n incredible mens was, op sy stil, rustige manier, soveel mense se lewens so intens aangeraak het. Ons bid Here dat U by ons sal wees en ons sal help en sal dra, dat U ons net so 'n bietjie die toekomsvisie sal weer kan laat sien. Want op hierdie stadium lyk alles donker en ons verstaan nie heeltemal hoekom nie en ons weet ook nie hoe om dit reg te maak en anders te maak en aan te gaan nie. En daarom wil ons by U kom stil staan en kom vra, help U ons asseblief. Ons het U so nodig in hierdie tyd. Amen. Kom ons begin met die Facebook live ouens. Julle is baie welkom. Daar is net nie klank op die musiek nie, so dit moet julle asseblief verskoon. Daar's Facebook live kopiereg regulasies wat ons moet nakom. So dis gemute, so die res van die diens behoort julle almal te kan raak sien. Maar vir dit gaan ons dalk is gemute, so julle sal dit nie kan raak sien. So moenie sê daar's 'n tegniese glitch nie, dis aspres so anders te word as afgegooi. Vir die ander is jy so welkom vandag hier, mag die Here regtig waar by ons elkeen wees. Dis 'n roudiens, 'n verrassingsdiens. En gewoonlik by 'n begrafnisdiens, as ons na begrafplaas toe gaan, dan kry mense 'n stukkie closure as die kus gesak word en daar's 'n stukkie afsluiting wat ons nie altyd by 'n roudiens kry nie. So ons gaan die sang wat ons nou gaan speel, gaan ons aan die einde weer 'n keer speel en dan gaan jy 'n kans kry om sommer hier vorentoe te kom en net so vir oulaas totsiens te sê. Amper soos wat die kus sou sak, net om 'n stukkie closure te kry, maar dit gaan heel aan die einde van die diens wees. Vir die res van die diens is jy so welkom hierso. Asseblief as ons klaar is hier binnekant, beweeg asseblief buitekant toe, daar in die foyer is reggemaak vir u met tee en verversings. So jy is so welkom bietjie saam te kuier as familie. Mens besef net, mense het net 2 kere in jou lewe wat jy eintlik nog as 'n groter groep bymekaar kom. Die een keer is by troues, maar deesdae word troues so vervlaksduur dat 'n mens regtig waar min mense nooi troues toe. Mense kry kwalike troue van meer as 100 gaste deesdae, wat net doodgewoon omdat dit so duur is. Die ander keer is by 'n begrafnis, waar ons weer bymekaar kan kom en selfoonnommers en e-mailadresse en sommer net weer bymekaar kan betrokke wees. Gebruik die geleentheid asseblief en ek vra dit nou baie mooi, moet asseblief nie ophou om hierdie familie te stalk met julle WhatsApps en oproepe en kos aandra en blomme. Dis tot vandag toe is dit nou 'n onrustige tyd. Daar's 'n klomp reëlings en 'n klomp goeders wat moet gebeur het. En van vandag af raak dit so half stil. Moet dit nie stil maak in 'n lewe, julle het regtig waar ons almal se teenwoordigheid en sy betrokkenheid steeds nodig. Die laaste opmerking is net oor die badkamers. Dis daar in die foyer, so jy is welkom. Die mans is aan hierdie kant, julle regterkant.
die dames aan julle linkerkant, as julle dit dalk wil gebruik, en ja, ek dink oor so 5 minute behoort die hitte op te gaan na 25, 30 grade toe, so wees rustig. Ek weet, dit is 'n bitter koue dag vandag, maar kom ons raak rustig. Ek wil nou vir ons die bedankings en so 'n briefie van Martie lees, en dan gaan ek vir ons 'n lied speel, Amazing Grace, en dan gaan ons aan die res van die diens. Die bedankings, baie dankie aan Suiderlige Gemeente, dankie vir julle gebruik en al die drukkies, dankie vir Afpop, vir Louise, dankie dat jy met soveel deernis en geduld gehelp het, dankie Isani en Azalia, ek hoop ek spreek dit reg uit, dankie vir alles, julle liefde en omgee en hulp en bystand, dankie ek het lang trane by julle kon gehuil het. Moeder Ina en Marnu, dankie dat julle my so mooi onder julle vlerk geneem het en soveel liefde gegee het. Oom Louis, ek dink ek spreek dit reg uit, met die hulp van die papierwerk by Suzuki. Ansie, my suster, wauw, sonder jou weet ek nie hoe ek dit alles sou kon doen het nie. Aan die res van die familie, dankie, dankie, dankie. Ek is geseën met julle in my lewe. Dankie vir die reël van die eetgoedjies en vir die druk van die boekies. Dankie vir julle wat so van ver af gekom het om die diens by te woon. Al die vriende, ek is staan in awe en ek is super gebless met julle almal. Ek en Herman is werklik geseënd met julle in ons lewens. Aan die werksfamilie, julle liefde en omgee vir my, baie, baie dankie daarvoor. Julle almal beteken so bitter baie vir my. Dankie, dankie, dankie. Van Martie. En dan haar briefie. My trane lê maar vlak en die gat in my hart kan ek vir niemand beskryf nie. Vandag sê ek nie tot siens nie, maar ek sien jou weer. Dankie vir die persoon wat jy was. Dankie dat jy my geleer het wat onvoorwaardelike liefde is. Dankie dat jy my gekies het om die pad mee saam te loop. Boy oh boy, en wat 'n ride was dit nie. Jy sal altyd my enigste liefie trokman bly. Ek beloof dat ek mooi na myself sal kyk en sal oppas, dat ek dag vir dag al ons herinneringe sal koester en jou nooit sal vergeet nie. Jou plek op aarde is leeg, maar in die hemel is jou plek nou vol. Geniet dit daarbo en weet dit net, ek sal jou nooit ooit vergeet nie. Love you most, sisters, jou babes.
Ek wil vir ons 'n gedeelte uit 2 Korintiërs uit saam lees. Paulus beskryf sy 'n bietjie van die lewe en ek dink ons almal het al 'n stukkie ervaring van die lewe gehad. Paulus lyk dit my was op 'n stadium heel goed gewees. Hy was 'n jong man, hier so in sy vroeë 20s, middel 20s en goed gegaan met hom. Hy was 'n prokureur in daai tyd, hy was 'n wetsgeleerde, baie goeie lyk dit my 'n up and coming jong ouetjie wat sy merk gemaak het. As 'n fariseer is die bad titel wat ons vandag daarin toeskryf, maar vir hulle was hy was van die prokureursorde, up and coming grand ouetjie en op so 'n stadium het hy so erg intens besig was daarmee, dat hy nie baie gehou het van die ouens wat die Joodse geloof aangeval het nie. Hulle name was die Christene. En hy was nie baie happy met hulle nie en hy het gehelp dat hulle die Christene vervolg. En hy het hulle gegryp en teruggebring onder andere by Stefanus, die eerste ou wat met klippe doodgegooi is as 'n Christen, se verhoor het hy daar gestaan en gesien hoe hulle hom doodgooi. En dan eendag dan sy op pad Damaskus toe, en dan ken ons die storie, skielik is daar hierdie ervaring wat hy het en sy hele lewe draai handomkeer om. In so 'n mate dat hy hierdie volgende deel van sy lewe, is nogal skryf, ek het nogal swaar gekry, waar toe ek jonger was en 'n pligsgetroue fariseer was, nou het ek 'n Christen geword het, en aangaan in die evangelie, want hy het mos nou daai 3 sendingreise gedoen, 3 trips gedoen, die eerste ene, en toe die tweede 'n bietjie groter, en toe die derde nog groter, daai 3 geleenthede was vir hom hel gewees. Hy sê, in alles word ons verdruk, maar, en elke keer gebruik hy hierdie woordjie maar, en hy sê, maar nie terneergedruk nie. Ons is oor raad verleë, maar allermins radeloos. Ons word vervolg, maar nie deur God verlaat nie. Op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie. En so ek dink as jy nou oorskryf in vandag se konteks, Herman se dood het ons geruk. Het ons deurmekaar gehad. Skielik 'n mens verwag mos nie om dood te gaan op so jong ouderdom nie. 70, 80, 90 jaar daarso, maar nie nou al nie. En skielik is ons hele lewe omgekeer en tog kom sê die Here, ek gaan by jou wees. Jy gaan dalk van raad verleë wees, maar jy gaan nie radeloos wees nie. Jy gaan dalk voel maar jy word verdruk en verstamp, maar ek gaan by jou wees. En dan skryf hy 'n mooi ding en dis waar ek wil stil staan. Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek. So Paulus gaan na die volgende hoofstuk toe en sê hy, kom ek verduidelik dit verder vir julle. Ons is eintlik maar baie broos. Hy sê ons is maar tentwoners. Ons wat weet dat wanneer ons aardse woning wat 'n tent is, afgebreek word, ons 'n vaste gebou in die hemel het. En dis 'n woning wat nie deur mense gemaak is nie, maar deur God. En dit bly ewig staan. So ons is op hierdie stadium, may I remind you, merely humans. Ek wens ek kon anders te gesê het. Ek wens ons gesê het, maar ons is lekker standvastig, ons staan op 'n lekker sterk rots, ons is okay, en dan gebeur iets soos Herman se dood, en dan besef ons, is nie regtig waar nie. Ons is eintlik maar so broos, met 'n hartaanval kan ons sterf, met kanker wat te veel kankerselle in jou liggaam kan jou laat doodgaan. 'n Hoë impak met 'n motorongeluk kan jou laat doodgaan. Daar's so baie goedes wat ons net eenvoudig besef, ons is so gewoon mens. En dalk is dit sommer 'n bietjie 'n reminder vir ons om te sê, maar plaas jouself net 'n bietjie op die level waar jy behoort te wees. Ons kan onsself bietjie promote en dink ons is grand en oulik en vir altyd en altyd hier, is nie heeltemal waar nie. So ek wil 'n beeld gebruik om dit te verduidelik. Ek dink ons lewe is soos 'n journey waar daar 'n beginmoment is waar ons lewe begin, en dis mos 'n amazing event, né? As ons by 'n geboorte stil staan, dis net een van daai goeders, net is dalk 'n preek vir 'n ander dag, maar dis net incredible hoe die Here ons gemaak het, né? Dis Psalm 139 sê ons is fearfully and wonderfully made. Dis incredible. Die dokter sê vir ons, die kans dat ons nie hier moet wees nie is baie groter as wat ons wel hier is.
So stats sê vir ons, eintlik hoort ons nie. Dis 'n statisties 'n verskriklike klein kans dat jy hier is. Jy ken die biologie, daai een spermpie wat die miljoene ander moet outswim om by 'n selletjie uit te kom en daar vashegting en seldeling en daai hele 9 maande se swangerskap, dat ek en jy hier is 'n huge wonderwerk. Ons moes eintlik nie hier wees nie as ons net gewoon met kans werk, met chance werk. Maar dan word ons gebore. Amazingly. En dan word ons groter en dit dalk moet ek net dan sê, ons almal se journey wat iewers te begin en iewers te eindig is anderster nie. Party van ons het meer opdraandes as afdraandes. Party van ons het so 'n bietjie meer grondpad wat ons loop as teerpad. Maar hierso is net 'n reminder, daar gaan potholes wees. Daar is Suid-Afrika is nie uniek nie. Die lewe het ook sy potholes, sy eie stel. Hulle sê in Suid-Afrika is op hierdie stadium min of meer 1 miljoen potholes wat reggemaak moet word. In ons lewens dink ek neig dit na 2-3 miljoen toe. Ek dink nie ons is potholeloos nie. Maar ons elkeen se paadjie is uniek. Jou afdraaie, jou kronkels, jou opdraandes, jou afdraandes, elkeen is anderster en uniek. So ek wil 'n paar goeie sê oor hierdie journey van ons. En dit sluit aan by wat Paulus hierso in 2 Korintiërs 4 en 5 gesê het. Kom ek begin met die eerste een. Almal van ons het 'n beginpunt. En hier is die wonderlike ding. Dit is regtig waar 'n wonderwerk dat ek en jy gebore is. En een van die vertalings van 'n wonderwerk is, dit is God at work. Dis nie ek en jy nie. En dis die belangrike, my begin is deur God gewil. Hy wou ons hier gehad het. Hy kon so gemaak het dat jy 100 jaar terug gebore moes geword het. Waar trek dit? Dit is tussen Wêreldoorlog 1 en 2. Jy kon daar gewees het toe vliegtye nog skaars was, daar was die karre was nog nie regtig waar daar nie, telefoon was amper al daar was 'n radiostasies, maar al die goeders wat ons vandag het, was nie daar gewees nie. En hy kon seker dat jy toegebore gewees het, maar God het gekies om jou op hierdie stadium op aardbol te sit. Ook nie oor 500 jaar nie, waar daar nie selfone gaan wees nie, dink ek nie so nie. Daar gaan waarskynlik ook nie voertuie wees wat vandag is nie. Ek dink dan is ons dalk al op Elon Musk se Mars, ek weet nie, ek dink so, maar hy het ook nie gekies dat jy daar moes wees nie. Hy het jou nou gekies. God was 100% daar toe hy gesê het, ek wil jou nou hier hê, want jy is nou my antwoord vir hierdie wêreld. En dis huge en crucial om te weet, want as dit nie daarvoor is nie, waarvoor is ek en Jan hier? En dalk is dit die belangrike vraag. Ek lees iewers in die week 'n artikel oor begrafnisse en rou, en die ou skryf toe 'n interessant ding. Hy sê ons moet tog net weer onthou dat ons tydelik is, net mens is, maar dat God jou hier wou gehad het vir sy job. Jy is God se antwoord vir vandag. Selfs al antwoord jy nie daarop nie, wou God gehad het jy moes antwoord, jy moet nou 'n verskil gaan maak. Jy en ek is nie, iemand het eendag gesê, ons is so by swangerskap is, en jy het dalk nou 'n swangerskap wat jy nie heeltemal beplan het nie, of dit nou ongetroude of ongehuwd was, en of dit nou net nie heeltemal beplan was nie, dan sê ons, gebruik ons die woord, dit was 'n glipsie gewees. Daar is geen stukke glipsie nie. Dit was God wat jou daar wou gehad het. Trouwens, daar sê die mooi teks in Efesiërs waar Paulus skryf oor my en jou. Dan sê hy, ek en jy is God se, en dan gebruik hy 'n Griekse woord, poema. Die Griekse woord, en jy hoor die Engelse woord poem daarso. Dis God se meesterstuk, is die vertaling daarvan. Jy's God se, wow, dis nie sommer net 'n hier jy nie, jy's fyn geïngineer deur God om vandag hier te wees, en jy moet dalk maar weer 'n keer weet, jy's nie sommer per toeval hier nie. Jy's hier met 'n bepaalde doel. Nommer 2. Jou doel is nie net om daar gebore te word nie, maar is ook om 'n bestemming te hê. Jy's ook op pad iewers heen. Baie mense leef rigtingloos, juis omdat hulle nie weet waar hulle op pad is nie. Iemand het gesê, jy moet begin met die einde in sig. Jy moet iewers te die einde, jou eindbestemming weet van,
Anders dan gaan jy op hierdie pad verdwaal. En ek is hartseer om dit te sê, maar as ek na Suid-Afrika kyk, en ek kyk na wat in die koerante tevoorskyn is op die media en op die sosiale media's, dan lyk dit vir my 'n klomp mense het geen idee van waarheen hulle op pad is nie. Ouens, dit sê ek nou as gelowige teenoor ander medegelowiges. En jy het gesê in jou woorde, Martie. Herman het verstaan dat sy bestemming die hemel is. En daarmee kan jy nou teruggaan en jou lewe daarvolgens inrig. Maar as jy nie weet waarheen jy op pad is nie, as jy dink maar jy flout maar net om net klaar te kry met jou 70 of 80 of 30 of 40 jaar, dan gaan dit net iewers te vir jou sinloos word. Dis omdat ek weet waarheen ek op pad is, dat ek nou kan wees wat ek behoort te wees. As ek nie weet waarheen, dan gaan ek hierdie gedeelte my eie maak en dink alles draai om my en my genot en my gemak en my geluk. En dit gaan nie daaroor nie. Ek dink nie jy het nou gehoor wat ek gesê het nie. Daar's 'n boekie wat so 30 jaar terug op die mark kom. Purpose Driven Life is die boekie se naam. Die boek word verkoop by dosyne. Massas en massas. Trouwens, net om jou te laat vergelyk, al die Harry Potter boeke saam is nie 10% van die verkope van hierdie boekie Purpose Driven Life nie. In Afrikaans hy doelgerigte lewe. En hy begin so. Wat op aarde soek jy op aarde? Hy maak so een woord daarvan. Waarvoor is jy hier? En sy antwoord is, it's not about you. Hoe kan 'n boek wat so bykans negatief begin met it's not about you, want jy sien ons soek altyd, nee, is oor my, en ek moet myself verbeter en myself, hoe kan 'n boek wat vertel, nee, dit gaan nie oor jou nie, so baie verkoop? Dalk omdat ons juis moet besef, ons het 'n ander eindpunt. En alles wat ek dan gaan doen in hierdie omgewing, gaan nie net om daai ding te word, nie net om myself te verryk nie. Want jy sien ons leef met, is me, myself and I, dis al waaroor dit gaan. Geld, ek het nie 'n pyn met geld nie, asseblief. Ek verstaan dat daar mense is wat vermoënd is, en ek verstaan dat mense wat swaar kry. Ek verstaan dat geld 'n issue is vir baie mense. Maar as geld jou hele lewe dryf, sad. Of jy nou baie geld het of min geld het, as jou hele lewe gaan oor, waar gaan ek genoeg geld hê, waar gaan ek genoeg, dit is sad dat ons by daai punt kom, want, quite frankly, daar's 'n mooi Afrikaanse spreker wat sê, die doodskleed het nie sakke nie. Jy vat van hierdie kant af daai kant toe, 0 saam. Jy los alles hierso, en ek het nou al agtergekom, nie in hierdie geval nie, maar in baie gevalle, hoe meer jy hierdie kant agterlos, hoe groter is die fighter aan hierdie kant, oor wie kry wat, en hoeveel. En iewers het ons gesê, maar geld is ons lewe. Baie ons sê, okay, dis nie geld nie, maar is oor familie. Ons moet 'n hegte familie wees, ons moet goeie verhoudings hê, en is goed, dis reg. Maar familie kan ook nie al wees nie. Daar selfs ouens wat sê, Sondag, gaan ek nie in kerk nie, want dit is my familietyd. 'n Sondag was nooit bedoel om familiedag te wees nie. Natuurlik is ons ook as families by mekaar betrokke, en eet ons saam en braai ons saam, dis ook goed. Maar uiteindelik is familie nie al waaroor dit gaan nie. 'n Goeie naam, ja, dis ook belangrik. Jy moet 'n goeie naam hê, 'n goeie status hê, 'n goeie stand in die samelewing hê. Dis fyn. Maar meeste van ons het ook al 'n paar blertse op ons naam. 'n Paar mense wat frons as hulle jou naam hoor. En dan is hulle nou net nie meer iets werd nie. Natuurlik is nog steeds werd. Natuurlik is nog steeds belangrik. En daarom is dit ook titels. O, genade is tog belangrik, hè. Ek is 'n dominee, ek is 'n professor, of ek is senior advokaat, of en dis ook goed. Ek het nie pyn daarmee nie. Maar ek weet ook dat as ek daar gaan kom, gaan Petrus nie vir my sê, "O, dominee, kom in." Nee. Dan tel titel nie. Dit gaan oor wie jy is. En as jy verstaan dat die uiteinde is Godsinne. So begin is Godsinne, eindpunt is Godsinne. Nommer 3. Hierdie pad is nie 'n gelykpad nie. Daar gaan 'n paar opdraandes wees. Bly van ons baie.
daar gaan 'n paar kronkels wees. En dis deel van ons lewe. Jy gaan 'n paar afdraaie vat wat jy nie moes vat nie. Jy gaan 'n paar keer verdwaal in jou lewe. Jy gaan baie keer terugkom op die main route. Baie keer nie. En baie keer gaan jy sukkel om weer 'n nuwe pad vir jouself uit te kalwe. In elke lewensfase besef 'n mens jou pad loop nou anderster. As jy jonk is, dan is jy avontuurlustig en jy begin 'n nuwe job en jy begin 'n nuwe onderneming en jy begin weer iets heeltemal anders, jy gaan kry 'n ander werk en as jy ouer is, dan begin jy bietjie meer standvastig wees, jy wil 'n bietjie meer in jou pensioen opbou en kyk of jy mediese fonds kan kry en so begin jy allerlei plek goedjies in plek maak en as jy ouer raak, dan begin jy weer afskaal en begin jy weer dink aan aftrede, ek weet nie of so iets moet wees nie, maar dan begin jy aftree en so as jy 'n hele klomp goed wat jy moet doen en dis ons pad. En party van ons het reg rowwe paaie wat jy kan dit baie keer sien hè aan die hoeveelheid plooie en grys hare wat 'n mens het. Jy weet hierdie ouens het tydjie maar die grondpad geloop, lank ook. Iemand het nogal 'n mooi ding gesê aandag. Hy sê dankie tog dat plooie nie pyn nie. As plooie moes pyn, sou ons die hele tyd met pynstillers oor die weg moes kom. Want dit is deel van ons lewe om te sê maar die lewe is nie altyd net nice en oulik nie. Daar kom ook die ups en die downs. En in daai ups en downs moet ons ook weet wat ons uiteinde is en waar ons begin is. Ek en jy is God se sinne. En al gaan hy met jou deur 'n dal van doodskade, hoor gemooi daai woorde. Hy gaan met jou deur die dal van doodskade. Hy sê nie jy gaan daar bly nie. Hy gaan deur hom. Daar gaan ook die valleys wees, die happy valleys wees waar ons okay gaan wees. Dan gaan daar weer 'n klompie opdraandes kom. Ek het 'n sportsoort by choice fietsry waarvoor ek baie lief is, maar ek is nie regtig gebou vir opdraandes nie. Ek hou nie van die opdraandes nie. Dis die opdraandes is bedoel vir ouens wat 60 en 70 kg weeg. As jy hier na 90, 100 toe gaan dan begin opdraandes vir jou moeiliker raak. Dis soos 'n trok. Jy gaan moeiliker teen die opdraande op. So ek hou nie van die opdraandes nie. En ek weet jy moet harder werk teen die opdraandes om net iewers te dan daar te wees. Ek love die afdraandes want dan's momente aan my kant, dan gat ons, dan dat ek nie bang haar op my kop nie. Maar die opdraandes dan ek sweet al voor die opdraande, want ek weet dit lê voor. Maar dis die lewe. Daar lê die opdraandes voor en jy moet prepared wees om te besef, daar gaan dit wees. Ons gaan net nie vryspring nie. Jy gaan deur die doodsvalleie moet gaan. Maar daardeur gaan, daardeur gedra word. So daar gaan hierdie op en af wees. Nommer 4. Jy gaan ook nie alleen deur hierdie roete nie. Van begin tot einde gaan daar mense saam met jou gaan. Behalwe wat God daar gaan wees, gaan jy mense hê. Ek wil nou ietsie sê wat vir my belangrik is. En Martie, julle moet dit mooi hoor. Ek is ons almal ken vir Herman. Stil ou op sy plek, diep en kosbaar. Maar kyk hoe baie mense se lewens hy aangeraak. Dat daar vandag so baie mense by sy begrafnis is. Dit vertel vir my iets van, hy het nie alleen deur hierdie lewe gegaan nie, maar hy het mense saam met hom gehad. Martie, gesin, familie, vriende, werkkollegas, maar hy het besef, ek het mense nodig om saam met hierdie pad te loop. En jy raak mos nou mense se lewens aan, as jy so saam met hulle gaan. Skielik is ou nie net meer 'n vriend by die werk nie, maar word 'n mens later werksfamilie, bloedfamilie, word 'n mens geheg aan mekaar, dat as 'n mens by 'n begrafnis kom of 'n roudiens kom, dan huil 'n mens saam omdat dit voel of een van jou eie mense oorlede is. En dit is belangrik. Toe ons jonk was, het ons 'n outomatiese wasmasjien gekoop by 'n tweedehandse plek. En dit was altyd vir my wonderlik om te sien hoe mens jou klere ingooi en dan later dan haal jy dit uit en dan hang jy dit op en dan is dit skoon. Dit is net vir my een van die tegnologiese wonders van hierdie aardbol. Totdat dit my beurt was om dit te doen. En ek ook alles in boender in die wasmasjien in. En toe ek het later uithaal, toe kom ek agter, o genade, nee, jy kan nie donker goeders en ligte goeders bymekaar gooi nie. Jy moet dit geskei, want die wit goed is nie heeltemal wit nie, en die gekleurde goed is nie heeltemal so helder gekleurd nie. Die kleure het afgegee, en dis wat ons mekaar doen. Ons gee aan mekaar af. Ons gee kleur af aan mekaar, geur af, sê Paulus later in 'n ander brief. Ons is daar saam mekaar. Jy gaan hierdie journey nie loop alleen nie. Selfs al is God saam met jou daar en op die eindbestemming en die opdraande is veral. Het jy iemand nodig om te kyk net so 'n bietjie 'n push te gee.
Jou net so 'n bietjie te motiveer en sê, kom ons gaan aan. Hebreërs 11. Incredible gedeelte wat die skrywer skryf en sê, ons is soos 'n atleet op die baan hardloop. Langs die paviljoen, langs die baan is 'n paviljoen vol mense wat reeds die reis gehardloop het en jou aanmoedig, jou gesê het, hou bene hou, gaan aan, jy gaan dit maak, wat jou aangecheer het. En noem hulle op, Moses en Abraham en Adam en Eva, almal van hulle sit op hierdie paviljoen en moedig jou aan. Die lewe gaan taaf wees, maar asseblief, daar's mense langs jou wat jy moet koester, wat jou gaan dra. Die laaste stukkie wat ek wil sê is, dis die begin en die einde, wat God by jou is, ander mense saam met jou, selfs deur die ups en downs van die lewe. Maar baie van ons het, almal van ons, het 'n ou rugsakkie, 'n koffertjie wat jy saamdra, bagasie. En ons almal het bagasie, en is nie verkeerd nie. Maar dalk sal dit wys wees, raadsaam wees, om bietjie te kyk, is die bagasie wat ek saam karwei nodig? Moet ek al hierdie goeder saamdra? Ek onthou 'n storie wat iemand geskryf het van 'n Amerikaner wat in Afrika 'n bietjie kom kyk het wat gaan hier aan, en hulle was so op so 'n ekspedisie, en hulle het 'n gids gehad, een van die ouetjies hier van Midde-Afrika, en al wat die ouetjie gehad was 'n pyl en boog, en so klein dingetjie om homself toe te maak. En dis hoe die pygmee geleef het. Hy was heel happy daarmee. Maar die Amerikaners het daai aand rondom die kampvuur gewys wat se gear het hulle. En hulle het hulle rugsakke uitgepak. En hy sê dit was so 6 vierkante meter se goodies wat hulle gehad het. En hy sê hierdie pygmee mannetjie het vir hom iets geleer van die lewe wat hy in sy lewe nooit sal vergeet nie. Toe hy alles so uitgepak het, toe kyk hierdie pygmee hom so en sê vir hom, does this make you happy? En dalk moet ons dit vir mekaar vra. Ons het so baie goodies wat ons saam karwei. En ek praat net van goeders nie, ek praat van emosionele ballast wat ons by mekaar het, wat ons saam dra. Rubbish het ons lank terug iemand vir jou gesê, jy is nie goed genoeg nie, en tot vandag toe 30 jaar later, glo jy dit nog steeds. Is dit regtig hoe die lewe behoort te leef? Nee, ek dink nie so nie. Veral nou is dit nogal belangrik om weer terug te kyk en sê, maar ons het 'n lekker lewe gehad. Goed gedoen. Nie altyd het alles gehad wat ons nodig gehad het nie, maar ek het okay. En daarom moet ons nou weer 'n keer kyk, maar hoe gaan ons vorentoe? Is daar nie van die goeders wat maar kan agter ons los en sê, maar ons koffertjie is nou 'n bietjie kleiner. Ek weet dis nou 'n roudiens en nie 'n troudiens nie. Maar 'n huweliksdiens is nogal vir my interessant. Ek sê by baie van die troues, ek het môre weer 'n troue wat ek dit weer vir iemand 'n paartjie gaan sê. Honeymoon is eintlik 'n tyd waar mens moet koffertjies uitpak. Weet, mens kom by die honeymoon suite aan en dan maak jy jou tas oop. En vrouens maak hulle tasse oop, né? Hulle het baie meer. En dis al hierdie goed wat hulle dan uitpak en sê, maar dis ekke. En dan kom man met sy klein koffertjie, want hy moet nog 'n klomp van hare ook ingepak het, maar dan maak hy syne oop. En ons honeymoon se bedoeling eintlik om te sê, wat van hierdie koffer van my moet ek saamvat, en wat van hierdie is nodig vir vorentoe gaan. En die doel van 'n honeymoon is eintlik om te sê, maar kom ons besluit wat is belangrik. Ons koop vir ons 'n nuwe koffertjie wat ons saam gaan dra. Wat minder gaan wees as die goed wat ons saam dra tot nou toe. Vandag is weer by so 'n datum wat 'n mens moet sê, maar wat moet ek saamvat vir die toekoms? Wat het ek nodig? Vir nou is jy by een van daai nie hoogtepunte nie, maar iewers by die dal, waar 'n tyd is om te kan huil. En daar's niks fout daarmee om te huil nie. Mans, ek weet ons word grootgemaak deur vrouens nogal om te sê cowboys don't cry. Jy moenie huil nie, is nie goed nie. Dis nonsens, nee, ek hoop julle glo dit nie. Naas Botha, ek is nie 'n blou onderskryf nie, ek is 'n leeu. Naas Botha het dit nogal belangrik gemaak gesê, maar cowboys don't cry. Ek dink is regtig waar nie die waarheid nie. Nathaniel, hy het nooit 'n rugbybal in sy hand vasgehou nie, dink ek. Hy het gesê ons mans moet 'n bietjie in touch kom met ons feminine side. En ek dink hy is spot on. Ons kan maar huil. Trouwens,
So in COVID tyd het ons 'n verskriklike klomp begrafnisse hier by ons in die gemeente gehad. Ek dink daar was 50 en 60 dae gewees op 'n stadium, daarna die Delta variant. En ek lees toe 'n artikel in daai tyd wat mediese tydskrif geskryf het wat sê daar sekere toksiese stowwe, gifstowwe wat in ons liggaam opgebou word en wat jy ontslaaf van kan raak net deur jou traankliere. Nie deur jou sweetstelsel nie, jy piepie dit nie uit nie, jy kry dit net uit jou liggaam uit deur te huil. Ons kan huil, ons moet huil, daar's tye wat ons net gaan huil en is fyn. Nie 'n mooi gesig nie, ek stem saam. Maar is goed, ons moet baie keer net kan huil. Daai storie van ek hou van 'n man wat sy man kan staan, dis nie heeltemal die waarheid. En daar's ook tye wat ons net kan broos en breekbaar is. Die tweede soort van emosie wat ons kan hê is emosie van, kom ons noem dit down wees, terneergedruk wees. Daar's moments ons bietjie kan deprou slaan. Voel my ek wil vandag niemand of niks sien nie, ek trek die gordyne toe, ek wil niemand sien nie, en jy mag so wees. Daar's seker moments ons moet wees. Ons is so lomp met mekaar oor hierdie goeters. Ons hou nie daarvan as mense down is nie. Ons wil opcheer. Kom. Nee, môre is 'n nuwe dag. Daar's blommetjies en dan sê ons hierdie mooi goeters vir mekaar soos die Here sy mooiste blommetjie kom pluk. Dis waar, maar is ook nie heeltemal waar nie. Dit troos eintlik niks. Die eerste vraag wat jy mens moet vra is natuurlik, hoekom is ek en jy nie gepluk nie? Is ons nou maar kaktusies wat nou nie goed genoeg was vir die Here se rotstuin nie, of wat gaan nou hier aan? Die ander een is dit reg waar die waarheid? Ek dink nie so nie, maar ons probeer troos nie, ons probeer lomperig troos. Selfs godsdienstig probeer ons troos sê, dit was die wil van die Here. Dis waar, dis die 100% die korrekte antwoord. Maar dit troos ons nie. Dit maak nie ons altyd gaan up and smiling wees nie. Daar gaan moments wees dat jy gaan down wees. Wat net gaan voel, maar ek sien nie kans vir die lewe nie. Wat my bring by die derde ene, waar my selfs gaan kwaad wees. Nie net gaan huil nie, nie net deprou gaan wees nie, maar ook gaan huil en gaan kwaad wees en sê maar dis nie, dit wat gebeur het is nie reg nie en jy gaan met die boedel gaan dit te mekaar wees en daar's 110 sulke goeie wat gebeur en dan gaan jy self vir God kwaad wees. Nee, dominee, mag jy vir God kwaad wees nie? Natuurlik mag jy. Die Here love dit as ons baie keer met hom worstel. Ek kan jou hoofstukke in die 75, 76 van die psalms, julle ken die psalms, 150 van hulle, né? 76 van hulle is nice psalms. 74, een minder as die helfte, noem ons vandag klaagpsalms. Psalms of lament, waar ons moan en groan. En dit word nie gekancel in die Bybel nie, word nie met 'n gehighlight, gesensor nie. Dit word daar gelos vir ons. Psalm 23, die Here is my herder, Dawid aan die woord. Ek is okay. Al gaan ek deur die dal van doodskade weer, ek is okay. Blaai net een bladsy terug. Bladsy 22 van die Psalmboek. Selfde ou, Dawid. Selfde een geskryf. Hy begin so: My God, waarom het U my verlaat en is U ver van my af? Daai woorde wat so indruk gemaak op Jesus 1000 jaar later toe aan die kruis hang, dat hy gekies het om nie Psalm 23 daar op die kruis te sê, die Here is my herder. Hy het gekies, Eli, Eli, lama sabachthani. Why did you drop me? Why did you forsake me? Dis eg mens. Ek gebruik altyd die voorbeeld, ek het 3 tieners in my huis gehad, dankie tog hulle is uit daai fase uit, maar weet ek is hier in Krugersdorp Wes in 'n huis gebly met sulke houtvloere die hele huis, maar hulle, en dan word hulle mos nou kwaad vir jou, pastorie kinders word dalk kwaader vir hulle paas as ander kinders, maar as hulle kwaad word, dan word tieners mos swaarder, hulle stap nie in die huis af nie, jy hoor, hulle is nou defieste in vir jou, en dan slat hulle daai deure toe daaronder in die huis, en dan vibreer die hele huis so op sy fundamente, maar dan het ek nooit studeerkamer toe gegaan en hulle geboortesertifikate opgeskeur of verbrand of iets nie. Hulle het my kinders gebly en ek is vandag nog baie lief vir hulle en hulle vir my ook, dink ek. Maar hulle bly my kinders. Jy sien, God is nie onkant gevang omdat ek en jy kwaad is soms vir hom nie. Dis deel van die worsteling. Want hulle vir Jakob, daar by die Jabokrivier, wat hy met God geworstel het, die hele nag. En eers toe het begin lig raak, het God gesê, okay, stop nou hierso.
Job dieselfde. Hy los hom vir 37 hoofstukke om te worstel. En dan sê hy vir my, okay, nou, gee my jou hand, kom ons gaan dieretuin toe. En dan gaan wys hy om die hippos en die krokodille en die leeu's. En dan vra hy van, waar was jy gewees toe hierdie goed gemaak is? Hy dink, dit was erger gewees. En dan sê Job, okay, sorry. Ek was verkeerd gewees. Hy sê so mooi, ek was soos 'n redelose dier. Ek was soos 'n bees gewees. Ek het nie geweet nie. Maar God is nie kwaad vir my oor nie. Hy laat dit toe. Daar gaan moments is ons gaan sê, maar ek hou nie daarvan nie. Ek mis my man. Ek mis my pel. Ek mis vir Herman. En die Here gaan sê, is okay. En kom ek gee 'n prentjie, dan maak ek daarmee klaar. Ek dink wat God wil sê is, kom, stop my skoot. Ek weet dit is seer. Ek weet dit is verskriklik ongemaklik. Maar ek is die enigste wat jou kan raad gee. Wat jou kan rus gee. Ek is nou hierdie jaar 35 jaar lank 'n dominee. En in my bediening het ek agtergekom daar's baie maniere om rou te hanteer, smart, wat jy dit ook al wil noem. Daar's net een manier wat werk. En dis om op God se skoot te klim en dit daar te doen. Jy kan by die apteek 'n draai gaan maak, by die drankwinkel ook aan die straat, by 'n gym jouself gedaan gym. Jy kan dit selfs ignore, net doodgewoon in jou kamer sit en jou kop wegsteek en dink dit gaan nie reg werk nie. Maar die enigste manier is om eerlik en eg teenoor die Here te sê, Here, ek sukkel met hierdie ding. Maar dit bo op sy skoot te doen. En dan kan God jou vasdruk en sê, ek weet. Daar gaan 'n dag wees wat dit ons weersiens gaan hê, waar ons weer gaan ontmoet. Maar tot dan toe is die pad nog nie vir jou klaar nie. En vir my klaar nie. Here, dankie dat U ons sal dra. Dat U vir ons nooi om op die skoot te klim en te sê, maar kom na my toe. Almal wat moeg en oorlaai is. Wat hartseer en flenters is. En ek sal julle rus gee. Ons is maar net kruike wat maklik kan breek. Is met 'n tentwoning hierdie. Dis maar deurgangsbehuising. Ons pad is lank en moeisaam soms, en baie keer kort. Maar ons weet waarheen ons gaan, Here. Ons weet U gaan ons dra. Hou ons vas asseblief. Amen. Ek wil vra dat jy almal sal staan as ek die seën uitspreek asseblief. Kom ons staan almal en dan gaan ek vir ons die seën uitspreek. Hierdie pad is nie easy nie. En jy hoef nie alleen te loop nie. En dalk moet ons net weer vandag hoor dat die Here vir ons sê, maar my genade is vir jou genoeg. Ek sal die pad saam met jou loop. Ek wat Vader is en Seun is en Heilige Gees is, wat jou liefhet, onbeskryflik, my lewe gegee het vir jou, en as Heilige Gees in jou woon, my genade is vir jou genoeg. Amen. Ek gaan nou die laaste lied speel en dan gaan kom ons gee eers vir die naaste familie geleentheid om die voor draai te kom maak en dan kan jy almal 'n draai kom maak terwyl die lied so aan die gang is.
As ek laat tot sins gesê daarvoor is, jy welkom om uit te weeg buitekant toe. Baie dankie.